Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend hier kan saamkom, Here, in die naam. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend hier, Here, U kan kom aanbid, Here. Here, dat ons hier vanoggend kan groei in ons verhouding met U, Here, dat ons hier kan wees in hierdie plek, Here, in hierdie plek van aanbidding. Heilige Gees, ek verwelkom U so vanoggend om in elke persoon hier se hart te kom werk, Here. Here, dat ons sal oorvloei van alles wat U vir ons het, Here, dat ons sal oorvloei van joy, Here, dat ons sal oorvloei van passie vir U, Here Jesus. U woord sê dat ons brandend moet wees vir U, Here, dat ons sal oorvloei, Here, van liefde en intimiteit en waardering as ons aan U dink, Here. Here, dat ons in verwondering sal staan oor wie U is, Vader. Vader, my gebed is vanoggend dat ons U beter sal leer ken. Vader, dat U vir ons sal kom wys hoe lyk U huis. Vader, dat U sal vir ons kom wys hoe lyk ons erfenis in U. Vader, dat U sal vir ons kom wys wat is dit wat U van ons wil hê hier op aarde. Dankie vir U woord, dankie vir U waarheid, dankie vir U nabyheid, dankie vir U Gees. Ons eer en ons loof U. Amen. Ek het laasweek met surprise boodskap besef, die Here praat met my en met jou in alledaagse dinge. In alledaagse dinge. Wie van julle toe oor die storie van die eentjies begin praat het gedink oor eentjies? Wat? Eentjies. Ek sou daar agter kyk vir Letitia, ek soos eentjies. Wat gaan hierdie ou sê oor eentjies? Eentjies van alle goed. En as jy luister na waar hy uitkom, dan besef jy hoe profound dit is. Wat die Here vir hom geopenbaar het in die storie van die eentjies. Hy praat oor storie van skilpaaie en jy dink, titels, almal, ek sit daar agter, ek kyk vir mekaar. Ek sien almal vra vir een langsom, wat is 'n titel? Wat is dit? Ek sien dit. En hy begin verduidelik en dan sien jy daai lightbulb oomblik wat almal besef, hy praat van skilpaaie. Almal gaan so terug. Wow. Dit is waarvan hy praat. Die oomblik toe hy op sy rug lê en die dop lê, dat hy besef, hierdie ou praat van skilpaaie. Okay. Nou is ons by. Ons kan nou weer aanklank vind by wat jy sê. Maar die punt tot wat hy kom, die storie wat hy vertel, die openbaring wat hy daarmee deel, is weer eens so profound. So profound. En dis so alledaags. Dis so alledaags. Ek besef al van my tyd wat ek in Potch was, jy weet waar ek so baie tyd saam met vriende spandeer het en ons het so baie opinies gedeel en so baie woord met mekaar gedeel. So baie, ek het hierdie preek geluister, jy het daai preek geluister. Ek het so baie geleer in daai tyd. Maar ek het al hoe meer begin besef, die Here wil vir my en jou ontmoet in ons alledaagse lewe, in ons alledaagse verhouding op eenvoudige maniere. Okay, Jesus het met sy disippels gewandel en hulle in eenvoudige maniere ontmoet. Okay, Jesus het nie heeldag vir hulle loop in die wet lees nie. Hy het nie heeldag vir hulle loop in die wet voorhou nie, maar hy het iets aan hulle geopenbaar in sy dade, in sy aksies en dit wat hy gedoen het. En dan het hy vir hulle gesê, het julle gesien, het julle gehoor, sonder om noodwendig vir hulle die wet aan te haal, wat hy ook gedoen het. Maar hy het ook vir hulle gesê, het julle gesien, het julle gehoor. So ek is nou al vir 14 maande lank 'n pa, en ek geniet dit baie, ek het die pragtigste dogtertjie, en ek het 'n tweede dogtertjie op pad, en hoe meer tyd ek saam met haar spandeer, hoe meer verander ek, wat amazing is. Ek sien baie goed van God se hart raak, wat mense of my vertel het, maar wat ek nie self kon begryp nie. En ek dink dis 'n ding van, as jy baie keer op 'n plek kom, waar jy in 'n posisie is of 'n funksie moet verrig, dan kan die Here met jou nogal deel rondom dit. En dis my alledaagse lewe, ek kan nie meer nie sê, ek is nie 'n pappa nie, ek kan nie meer nie sê, ek is nie 'n vader nie, want sy is elke dag daar, en dis my lekker, ek leer so baie uit dit uit, en die Here wys vir my baie goed, hy gee vir my openbarings, en ek wil nou kom by 'n openbaring wat ek gekry het as ons nader aan die nagmaal beweeg wat ons saam gaan hou. Maar ek wil ook praat vanoggend oor die Vader se huis. Okay, ons almal dink ek het al van die titel gehoor, die Vader se huis of die term daarvan. En ek het met 'n skok hierdie week besef, dit was Hemelvaart gewees. Nadat ek al aan hierdie boodskap begin dink het en aan hom begin kou het, toe besef ek donderdag, maar dis Hemelvaart. Ek gaan op WhatsApp en ek sien almal se statusse en ek sien, dis Hemelvaart. En dis waar ons gaan begin vanoggend. Ons gaan in Johannes 14 begin. Ek het hom seker 10, 15 keer hierdie week
op verskillende mense se statusse gesien. En surprise het laasweek gepraat oor die kosbare beloftes wat ons het van God se kant af. En ek dink hierdie is een van daai kosbare beloftes wat ons het, iets wat ons geweldig moet bemoedig. Ons gaan in Johannes 14 begin, daar in vers 1. So Johannes 14 vers 1. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. OK, waar ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle nie. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar die gaan nie. Hoe kan ons die weg ken? En Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sal julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom, en julle het hom gesien. OK, so, Jesus gee vir ons 'n belofte. Hy sê, as ek opgestaan het, nadat ek opgestaan het, dan gaan ek na die Vader toe gaan, en dan met die volleinding van tyd glo ek, gaan hy terugkom na ons toe, en hy gaan ons kom haal, en ons neem om by hom te wees. OK, dis 'n kosbare belofte, dis 'n teks wat baie met hemelvaart geassosieer word, en is amazing, maar dis 'n belofte. Dis 'n toekomstige belofte. Dis iets wat nog gaan gebeur, en dis iets waaroor ons opgewonde kan wees. Maar my vraag is, die hier en die nou. My vraag is die hier en die nou. Ek glo, ons is geroep om die hier en die nou in verhouding met Vader te lewe. Ons moet in hierdie teenwoordige lewe in verhouding met ons Vader lewe. In hierdie teenwoordige lewe moet ons in ons Vader se huis wees. Ons sal eendag by hom wees vir ewig. Maar 'n kritiese rede of 'n kritieke rede, kom ons stel dit eerder so, waarvoor Jesus gekom het, is dat ek en jy weer in 'n plek kan staan in verhouding met God die Vader. Dis wat hy daar sê in vers 6. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. OK, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As die kerk lewe ons in die Vader se huis. As ons in die kerk is, lewe ons in die Vader se huis. Dit is 'n heilige realiteit wat ons moet besef. Ons kan opgewonde wees. Ek het in 'n paar weke terug 'n getuienis geluister van 'n meisie wat saam met Jesus gestap het en hy het vir haar gewys. Hierdie is eendag waar jy saam met my sal woon en hierdie is eendag waar jy saam met my sal wees. En dis amazing om te hoor. Dis amazing om daai ding te kan beleef. Maar wat van die hier en die nou? Ons is geroep om hier en die nou in die Vader se huis te lewe. So, kom ons bou 'n bietjie daarop. Blaai asseblief saam met my na Galasiërs 4 toe. Galasiërs 4, as jy daar is, dan gaan ons daarna vers 3 toe. Kom ons begin in vers 1. Ek dink dit gaan vir ons duideliker maak. So Galasiërs 4 vers 1. Maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie. Al is hy heer van alles. Hy staan onder voogte en bestuurders, tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook, toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba, Vader. Daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dan is jy ook erfgenaam van God deur Christus. Die eerste ding waaraan ek dink, as ek dink aan die Vader se huis, een van die eerste goed waaraan ek dink aan erfenis. God wil hê, deur sy gees wat in ons geplant is, wil hy vir ons iets openbaar
rondom die erfenis wat ons geontvang het in Christus Jesus. Wat is my en jou erfporsie? Hy koppel die gees wat uitroep, Abba Vader, in Galasiërs 4 aan ons erfporsie. Want daar's iets van dit wat ons moet verstaan. Die maklikste voorbeeld wat ek aan kan dink, toe ek hierdie ding gedink het, is daar's lewensversekering gewees op Jesus se naam. Okay, in Jesus se naam uitgeneem. En die begunstigdes was ek en jy gewees. Die dag toe Jesus aan die kruis gesterf het, toe betaal die lewensversekering uit. Okay? En ek en jy is die begunstigdes gewees van daai lewensversekering. Ek en jy het alles geërf wat daar vir ons is in Christus Jesus. Ons het alles geërf wat daar vir ons is. Nou kan julle vir my vra, nou wat is die erfenis wat ons gekry het? En in 'n westerse wêreld as ons aan erfenis dink, dan dink ons altyd aan geld. Ons dink altyd aan wat is in dit vir my. Ons dink altyd aan, is dit mooi, is dit blink? Gaan dit my lewe verbeter? En weet jy wat, ek wil vir julle sê, dis nie noodwendig geld en materialistiese erfenisse wat ons gekry het nie. Maar kom ons lees van die erfenisse wat ons wel ontvang het. Blaai saam met na 1 Korintiërs 1:30 toe. Of jy kan hom net neerskryf as jy wil. Ek wil dit vir ons lees. So 1 Korintiërs 1:30 sê die volgende: Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, geregtigheid, heiligmaking en verlossing. Daarom soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roem. So dink gou 'n bietjie daaraan. As jy die konteks van 1 Korintiërs 1 lees, dan besef jy hoe Jesus vir ons die wysheid van God geraak het is, Grieke, is wat hy daar sê. Die Jode, hulle soek die Messias, hulle soek die een wat hulle gaan kom verlos. Okay? Hulle soek die wonderwerke. Die Grieke, hulle soek die redenering. Hulle wil weet, hoekom moet ons in hierdie Jesus glo? En Paulus sê, nie een van daai twee goed nie. Maar Jesus het aan 'n kruis kom sterf. So eenvoudig soos dit. Ek hoef nie te oreed met mooi woorde nie. Ons God hoef homself nie te bewys aan jou, net homself reeds bewys. Ek preek Jesus Christus as gekruisigde. Dis dit, dis klaar. Jesus het die wysheid van God geraak vir ons. Hy het vir ons kom sterf in die manier wat God nodig, geweet het is nodig, om vir my en jou sondes te betaal. Die manier wat God geweet het, is enigste manier wat voldoende is, om ons skuld te vereffen, om vir my en jou weer op 'n plek te bring, wat ons in verhouding met die Vader kan gaan. Hy het vir ons geword geregtigheid. Die stand wat Jesus met die Vader beklee, as jy vir Jesus Christus aanneem, is die stand wat jy met die Vader beklee. Dis hoe hy vir ons geregtigheid geword het. Julle, dis 'n erfenis, dis een van ons erfdele as 'n kind van God in die Vader se huis. Dis een van ons erfdele. Kyk. Heiligmaking. Ek glo in die Gees, as jy Jesus Christus aanneem, staan jy regverdig voor God. Jy staan heilig voor hom. Hy kyk na jou en hy sien jou as heilig. En ons gaan nou 'n bietjie verder aangaan by die volgende teks oor heiligmaking. Maar Jesus self is ons heiligheid. Maar hy is ook die een wat in ons wil inwerk om ons te laat groei in heiligheid in hierdie oomblik. En natuurlik is Jesus ons verlossing. Ons het in Galasiërs 4 gelees, toe ons nog kinders was, toe was ons onder die eerste beginsels van die wêreld. En wat is die eerste beginsels van die wêreld? Jou vlees, jou vleeslike begeertes is die eerste beginsels van die wêreld. Jou sondige begeertes, dit wat jou weg van die Here afneem. En dan het hy ook gepraat van die wet. Ons was onderdanig aan die wet gewees. 'n Wet waaronder ek en jy nie regverdig kan word nie. Want as ek in die 10 gebooie vir jou 'n paar vrae gaan begin vra, gaan jy nou nie na die eerste 2 besef, ek kom nie by hierdie merk uit nie. Is klaar in die moeilikheid. En Jesus het gesê hy kom om my en jou verlossing te wees. Okay, verlossing van die wet, verlossing van die eerste beginsels van die wêreld. Dis ons vlees en is die invloed van die vyand in ons lewens om sy wil te doen. Okay. Dis ons verlossing.
En hier is een van die goeters wat ek besef. Soos ek hierdie goeters sê, nee, het ek nog nie 'n glimlag op iemand se gesig gesien nie. Nie een persoon se gesig nie. Almal se dink kyk vir my, 3/4 van julle het my al klaar verloor. OK. En dis waarheid. Ek glo ek deel waarheid met julle. En ons kyk vir surprise en ons vra, hoekom is surprise waar hy is? En dan dink ek oor die klip wat ek vanoggend gekyk het. En ons sien 'n ou wat lewe nie vir wat hy teen hy is nie, ons sien 'n ou wat lewe vir wie hy is. Ons sien 'n ou wat lewe vir die God oor wie hy opgewonde is. Ons sien 'n ou wat lewe in verhouding met Jesus, wat hom gesterf het dat hy hierdie goed kan aanneem. En ek kyk na hoekom was Paulus so gedrewe, en ek kyk na hoekom was Petrus, Johannes so gedrewe, en hulle het iets verstaan van, daar's vir ons 'n erfenis, wat ons in Jesus ontvang het. Maar in dieselfde asem is daar 'n gehoorsaamheid wat daarmee gepaard gaan. Daar is 'n uitvloeisel omdat ek in die Vader se huis lewe. Want omdat ek in die Vader se huis lewe, ingebring is deur die bloed van Jesus, is ek nou op 'n plek waar ek die Vader se stem kan begin hoor, en waar die Vader vir my vra om te doen wat op sy hart is, om te doen wat hy vir ons het. OK, en ek glo iemand soos surprise, iemand soos Paulus, iemand soos Petrus, was opgewonde hieroor. Dit was nie net goed wat op hulle ore geval het en hulle het gedink, wow Here, dankie vir jou woord, dankie vir die beloftes, dankie vir hoe mooi dit is, dankie vir hoe oulik dit klink nie, maar dis wat is my verantwoordelikheid met dit wat ek hoor. So blaai saam my na Romeine 8 toe. Of ons nog 'n teks lees. In Romeine 8 gaan ons begin, kom ons begin in vers 10. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewendig vanweë die geregtigheid. As die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Hoor vers 14. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. OK, die is kinders van God. In die eerste plek, as Jesus Christus aanneem, jy kan nie sy gees ontvang nie. Sy gees kom maak homself wonend in die wat hom aanneem. En dis 'n amazing ding. Maar hoor waar lê die klem van die teks. Wie is die kinders van God? Die wat die gees het? Is dit wat die teks sê? Wie is die kinders van God? Die wat deur die gees gelei word. Die wat deur die gees gelei word. OK. Want hoor wat sê vers 15, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het die gees ontvang van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. OK. Dis twee verskillende woorde in die Grieks, Abba en Vader. Een is letterlik Abba en die ander een is Pater. OK. Maar die twee saam dui op een ding. Dit dui op intimiteit. Dit dui op intimiteit. En ons het 'n belofte om eendag in die Vader se huis te woon in ewigheid. Ons het dit, dis ons belofte. Ons gaan weet waar Jesus is, by die Vader. Amazing. Maar in hierdie lewe het ek en jy 'n uitnodiging tot intimiteit in ons Vader se huis. OK. En 'n plek van intimiteit is ook 'n plek van gehoorsaamheid. Want ons Vader gaan vir ons vra om dinge te doen. Jesus het aan die einde van sy lewe gesê, Vader, ek het alles gedoen wat U my gestuur het om te doen. Alles. Ek het nie een ding nie gedoen nie. Alles het ek gedoen. OK. Paulus sê aan die einde van sy lewe, ek word soos 'n drankoffer uitgegiet. Ek het my resies voltooi. Dit wat aan my gegee is om te doen, dit het ek gedoen. En in die Vader se huis gaan hy vir ons vra, soos ons in intimiteit met hom lewe. Jy is verlos, jy is bevry, jy is my kind, jy is 'n erfgenaam. Maar ek vra van jou, gaan doen hierdie in gehoorsaamheid. Ek vra van jou, gaan doen hierdie, gaan help daai persoon, deel die evangelie met hierdie persoon, bid vir hierdie persoon,
Dis hoe die Vader mense wil aanraak, en dis hoe ons ook mense nooi na die Vader se huis toe. Want ons kom sê vir hulle, die Vader wat vir my gesê het, ek moet vir jou bid, is dieselfde Vader wat wil hê, jy moet in sy huis kom lewe. Jy moet in intimiteit met hom kom lewe. Jy is ook 'n erfgenaam. Kom kry jou erfporsie in die Vader se huis. Kom. Dis uitnodigings. Ons moet mense uitnooi na die Vader se huis toe, in die hier en die nou. En ons doen dit as ons gehoorsaam is aan die Gees wat binne in ons lewe. En die skrif sê die Gees binne in ons uitroep uit na Abba Vader. Die Gees binne in ons roep uit na intimiteit met God die Vader, en ons blus die Gees uit. Want ons is te moeg om op te staan, om te bid, of ons is te honger om te bid, of ons sê die Here hoor my in elk geval, ek gaan nie bid nie. Want dit gaan ons oor wat ons kan kry, in plaas van oor die een met wie ons in verhouding kan lewe. Ek wil die Here se woord lees, maar ek verstaan dit nie, so ek gaan dit nie meer lees nie. Ek gaan nie vir die ou langs my vra, weet jy dalk wat hier staan nie? Want dan is ek dom en ek kry skaam daaroor. Maar jy kan maar. Dis hoe almal leer. Ons almal leer. Ek klink ek raas volgend, ek weet. Maar ek raas met traan in my oë, want ek ondersoek my eie lewe, soos wat ek hier aangaan. OK. Is ek opgewonde oor my Vader? As ek in die middag by die huis inloop, as sit hulle ry gewoonlik en speel, haar kombersies, is besig met haar goedjies, en sy hoor my nie totdat ek die skuifdeur oopmaak, en as ek die skuifdeur oopmaak, dan draai sy om, of Letitia sê vir haar, "Hier's pappa." En sy draai om en sy kry so glimlag, en sy kan skaars hardloop, sy val so 3 keer op pad na my toe, maar sy kom hardloop na my toe. Sy het my verlang, sy soek na my, sy wil by my wees, sy wil net hê ek moet haar optel. Dis so 'n lekker gevoel. Ek wens eintlik sy bly so groot dat ek nooit die gevoel hoef te laat gaan nie. Maar dit is so 'n lekker gevoel. En ek dink die Vader wag vir ons baie kere. Hy sê, wat meer moet ek vir julle gee? Julle erfporsie is hier. Ek het my seun vir julle gestuur. Ek verlang na intimiteit met jou. Maar is jy opgewonde oor my? Is ons opgewonde oor die Vader? Is ons? Is ons opgewonde? Wie van julle, vir wie was dit lekker om jou aardse pa te sien, as hy in die aande by die huis gekom het? Wie van julle het nou nog 'n verlange? Yes, as ek net tyd saam met my pa 'n bietjie kan spandeer. Ek wil net 'n bietjie tyd saam met my ma spandeer. Nee? Hoeveel meer dink julle is ons hemelse Vader se verlange na dit? Hoeveel meer? Ek weet, ek dink dit is oneindig. Hy het 'n baie groter prys betaal, as wat ek en jy ooit sal betaal. Dat dit kan wees, die realiteite waarin ons moet lewe. OK. Ek wil vir ons nog 'n teks lees. Dit is in 2 Korintiërs 6. 2 Korintiërs 6. In vers 16. Watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon, onder hulle wandel, hulle sal God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit, en sonder julle af, spreek die Here, raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Seuns en dogters van die Here, die Almagtige. En ons sien weer eens die realiteit daarvan. Die Here is ons erfenis. Hy nooi ons tot verhouding. Hy nooi ons ook tot gehoorsaamheid. Hy nooi ons om dit wat tussen ons en hom staan, af te lê. Hoor wat sê 2 Korintiërs 7 vers 1 wat daarop volg. Terwyl ons aan hierdie beloftes het, geliefdes, en ons het 'n belofte om in ewigheid saam met hom te wees. En ons het 'n belofte om nou al ons erfenis te kan ontvang. En in intimiteit met die Skepper van hemel en aarde te lewe. Die Here die Almagtige. OK, ons het hierdie belofte. Laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig,
en laat ons heiligmaking in die vrees van God volbring. As nog 'n teks lees, dink sommer nou aan hom. 1 Petrus 1 vers 17. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. OK. Ons word in die Vader se huis ingenooi om saam met hom te kom wandel, saam met hom te kom woon. En hy sê hy sal saam met ons sal woon. Hy het dit in 2 Korintiërs 6 gesê. Hy sê my gees sal in julle wees. Ek sal onder julle woon. Ek sal onder julle wandel. OK. Nou nooi ons in. En nou moet ons in 'n tyd van vrees lewe deur ons vreemdelingskap. En ons vreemdelingskap is die tyd wat ons sal gaan, wat ons 'n verheerlikte liggaam sal kry in ewigheid saam met hom sal leef. Maar nou sê hy lewe dan in vrees. OK. Wat is daai vrees? Daai vrees is 'n agting vir jou Vader. Om in verwondering te lewe van jou Vader. Om te word wie jou Vader is. Wie van julle wil al soos jou pa gewees het? Jy kyk na iets van jou pa en jy dink, yes, as ek net so kan wees. As ek daai hart kan hê, as ek so groot kan word, as ek dit kan doen, as ek die krag het om dit te kan doen. En hy sê, lewe dan in vrees. Word meer soos my. OK. So ons gaan vandag saam nagmaal gebruik. En ek het reeds al daarna verwys. As ons vandag by die nagmaaltafel aansit, dis 'n kerk se sakrament, dis 'n tradisie, en dis iets wat deel is van die kerk. Dis 'n kragtige getuienis van wie Jesus is en wat hy vir ons gedoen het. Maar ek hou van die Engelse woord van nagmaal. Wat is die Engelse woord van nagmaal? Communion. Communion. Hoekom hou ek van die woord? Want ek dink dit is wat ons veronderstel is om te ervaar as ons nagmaal hou. OK. Moet ons dink aan wat Jesus vir ons gedoen het, definitief. Die Here sê onderskei my liggaam by die nagmaaltafel. Maar ek dink ons hartsposisie waarmee ons na hierdie tafel toe kom, is baie keer, ek gaan my broodjie eet, ek gaan my wyn drink, en dis dit. Ek moet nagmaal hou, en ek weet dit is goed vir my, en ek weet dit is 'n getuienis, en ek dankbaar vir al die beloftes wat daar is. Maar kom ons vanoggend met opgewondenheid na die nagmaaltafel toe. As ek weer kan dink aan wat ons laasweek in Surprise gesien het, hoe hy lag, hoe hy gelukkig is, daai tipe van ding. Dan wil ek eintlik vir julle Johannes se woorde lees, want dit sê vir my soveel beter. Dis 1 Johannes 1, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien, en ons getuig en ons verkondig aan julle, die ewige lewe wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. OK. Wat ons gesien het, wat ons gehoor het, verkondig ons aan julle. Hoor wat sê hy, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. Sodat julle blydskap volkome kan wees. Nou ek wil ons vandag uitnooi, as ons deel in die nagmaal, dink aan hierdie teks. Hierdie is 'n geleentheid om in die Vader se huis by sy tafel te kom aansit, saam met Jesus, jou broer, Jesus noem jou 'n broer, aan te sit en communion met mekaar te hê, om te kuier oor hierdie waarhede. Wie van julle dink jy sou joy beleef het as jy nou fisies by 'n tafel kon sit en God die Vader het daar gesit, Jesus het hier gesit, Heilige Gees het hier gesit, en van jou naaste vriende het saam met jou by die tafel gesit. Wie van julle dink dit sou lekker wees? Sou dit lekker wees, ons lekker kuier? Sou lekker wees, né? Nee? En kom met daai prentjie vanoggend as jy 'n nagmaal neem. Ek dink Surprise is Jenny net opgewonde oor goed, want hy glo in goed. Ek dink hy glo in die woord wat hy lees. Ek dink hy
beleef die God van die beloftes. Hy praat van die beloftes. Ek dink hy beleef die beloftes. Hy hoor dit nie net nie, hy sit nie net op dit nie. Hy vertel dit nie net vir ander omdat dit wow en wonderlik klink nie. Ek dink hy beleef hierdie goeders. Ek en jy het 'n geleentheid. Wil bid vir ons harte dat ons harte oop en ontvanklik sal wees om vanoggend gemeenskap met God te hê soos ons nagmaal gebruik. Dat daar joy in ons harte sal lewe soos ons hierdie goed doen. Ek wil sommer sê, hou sommer net julle hande so voor julle oop. Dat ons net ontvanklik sal wees. Dit is net 'n posisie van ontvanklikheid. Here Jesus, dankie dat ons weet dat U vir ons die weg gebaan het, Here. Here, dat U ons middelaar was, dat daar een man is wat die middelaar is tussen God en die mens, en dit is die mens, Jesus Christus. Here, dankie dat U deur U bloed vir ons die weg gebaan het om in verhouding met ons Vader te kan wees. En Vader, ek bid dat ons vanoggend so opgewondenheid in ons hart sal beleef as ons by die nagmaaltafel aansit, Here. Here, U woord sê that in your presence is the fullness of joy, and in your right hand are promises forevermore, Lord. Here, dankie dat ons die voorreg het om by die nagmaaltafel te kan aansit. Here, my gebed is regtig vanoggend dat ons 'n bonatuurlike joy sal ervaar, Here, maar dat ons sal ervaar, Here, hoe ons in gemeenskap sit met U. Vader, hoe ons in gemeenskap is met U. Heilige Gees, hoe ons in gemeenskap is met U. Here Jesus, hoe ons in gemeenskap is met U vanoggend by hierdie tafel, Here. Here, dankie vir U bloed wat ons gereinig het. Here, dankie vir die beloftes wat U vir ons kom waarmaak het, Here. U woord sê in Jesus Christus is elke belofte ja en amen, Here. Here, dankie vir ons erfdeel. Here, ek bid ook vir ons vir 'n hart van gehoorsaamheid, Here, wat uitvloei vanuit verhouding met U. Vader, soos ons U beter leer ken, soos ons opgroei in die huis, Here, soos ons groei, soos U ons lei, soos U ons raad gee, Here, soos U vir ons na die volgende vlak toe vat, Here, soos U vir ons meer verantwoordelikheid gee, Here, soos ons opgroei in die huis. Here, bid ek dat ons nooit ons joy sal verloor in dit nie, Here. Here, bid ek dat ons sal opgroei tot dit wat U vir ons het, Here. Maar in dit alles, Here, bid ek dat ons die gehoorsaamheid se lewe daarmee gepaard gaan. Vir elke seisoen en vir elke fase van ons lewe, Here. Here, dankie vir U goedheid. Dankie vir U liefde. Dankie dat U getrou is wanneer ons nie getrou is nie. Here, dankie dat U 'n goeie Vader is. Dankie dat die deure van die huis staan oop, Here, vir almal van ons. Ons eer en ons loof U. Amen.